Markus 4 begin met die gelykenis van die saad wat die saaiër saai. Gelykenis wat ons almal baie goed ken. En dan Markus 4 vers 13 tot 20 is die uitleg van hierdie gelykenis waar die disippels vra, maar verduidelik. En die Here dan ook so aan die disippels verduidelik wat bedoel word met die gelykenis. Daarom lees ons saam vanaf Markus 4 verse 13 tot en met vers 20. Hy sê toe vir hulle: "Julle begryp nie eens hierdie gelykenis nie. Hoe sal julle dan al die ander gelykenisse kan verstaan? Die saaiër saai die woord. Daar is mense by wie daar soos op 'n pad gesaai word. Sodra hulle die woord hoor, kom die Satan en vat die woord weg wat in hulle gesaai is. Daar is ook mense by wie daar soos op klipbanke gesaai word. Sodra hulle die woord hoor, neem hulle dit met blydskap aan. Hulle laat dit egter nie in hulle wortels skiet nie en hou nie lank uit nie. As hulle daarna ter wille van die woord verdruk of vervolg word hulle gou afvallig. Daar is mense by wie daar soos tussen die onkruid gesaai word. Dit is hulle wat die woord hoor, maar die sorge van die lewe en die verleiding van 'n rykdom en die begeertes na allerhande ander dinge kom op en verstik die woord. En dit bly sonder vrug. Dan is daar die mense by wie daar soos op goeie grond gesaai is, wat die woord hoor en aanvaar en vrug voortbring. Party 30, party 60 en party 100voudig. Geliefdes, ons lees dan ook Markus 4 verse 26 tot en met verse 32. Hy het ook gesê: "Hoe sal ons die koninkryk van God voorstel? Of met watter gelykenis sal ons dit uitbeeld? Dit is soos 'n mosterdsaadjie. Wanneer dit in die land geplant word, is dit die kleinste van al die soorte saad daar in die land. Maar as dit eenmaal geplant is, kom dit op en word dit groter as al die tuinplante. Dit kry sulke groot takke dat die voëls in sy skaduwee kom nes maak." Deur baie sulke gelykenisse het Jesus met die mense oor sy boodskap gepraat, vir sover hulle dit kon verstaan. Sonder 'n gelykenis het hy nie met hulle gepraat nie, maar wanneer hy met sy disippels alleen was, het hy vir hulle alles uitgelê. Ons lees tot sover vanuit die woord van die Here. Wanneer ons kyk na die eerste gelykenis, die eerste verse van Markus, dan sien ons 'n saaiër. Ons weet nie waarvandaan het hy die saad gekry nie, maar ons lees dit is goeie saad. En die saaiër vat hierdie saad en hy gaan na die land toe en hy saai. En nie met die tegnologie of die wetenskap van vandag, waar pitte direk, pertinent, spesifiek uitmekaar uitgeplant word, met die toerusting wat die boere vandag het nie. Hierdie saaiër sou sy hand in die saaisak gedruk het en begin saai het, so uit die sak uit tot waar dit klaar was. En daarom val gedeeltes op verskillende plekke. Dit was nie die mees akkuraatste manier van plant nie, maar dit is wat hulle in daardie dae gebruik het. Dan verduidelik die Here die opbrengs, die opkoms van hierdie saad. Die saad val en die eerste gedeelte val op die pad. Dit kry nie eens kans om te ontkiem nie, die pad is hard getrap, die voëls kom en eet hierdie saad. Tweede deel, val op die klipbanke, so tussen die pad en die land, en vandag steeds sien ons daardie sypaadjie, daardie gedeelte tussen die teerpad of die grondpad en die land se begin. Maar ook daar kon die saad nie groei en vrug dra nie, want die son het dit verskroei. Die derde gedeelte val daar waar die onkruid groei. Die onkruid het vinniger gegroei, en net 'n boer sal weet
hoe vinnig onkruid kan groei. Selfs vinniger as 'n mielie, selfs vinniger as koring. En die onkruid het hierdie saad verstik, verdruk. Maar die laaste gedeelte val in die goeie grond, die landery, die omgeploegde gedeelte. En dit groei, dit dra vrug. Die hoeveelheid van vrug wat gedra word tot en met 100voudig. Hierdie boer sou 'n goeie oes ontvang het. Die woord van God is die saad. Ons is besig om die saad, hierdie woord van God, te verkondig. Nie net die predikant nie, nie net die ouderlinge, nie net die diakens nie, maar elke persoon in die gemeente. Elkeen wat hierdie woord vat en weer buite gaan uitdra. Elkeen wat hierdie woord vat en weer aan iemand vertel, by die huis, aan die kinders, die kleinkinders, die buurman, dalk selfs 'n kollega by die werk. En so is ons besig om die woord te verkondig, die saad te saai. Maar dit bring sekere uitdagings. Dit bring sekere vrae. Dit bring sekere tekortkomings. Want hoe dan nou verder? En daarom vertel die Here 'n tweede gelykenis. Hy stel die koninkryk van God voor met 'n mosterdsaadjie. As 'n mens gaan kyk na 'n mosterdsaad, is 'n mosterdsaad maksimum 2 mm breed. Tussen 1 en 2 mm is die standaard grootte vir 'n mosterdsaad. Baie kleiner as 'n mieliepit, baie kleiner as 'n koringkolle. Werklik bitter klein. Om die koninkryk van God gelyk te stel met 'n mosterdsaad, bring die Here 2 punte bymekaar. Die woord wat verkondig word, is die saad wat die saaier saai, maar die koninkryk van God begin so klein soos 'n koringkorreltjie se minimale hoeveelheid, 'n mosterdsaad. Daar was baie sade en pitte wat die Israeliete geken het. Israel is ook 'n land wat baie voortbring, opbrengs. Maar 'n mosterdsaad is een van die kleinste saadjies wat die mense sou ken waarmee die Here Jesus praat. En hy gebruik nie 'n dadelpit nie. Hy gebruik nie 'n amandelpit nie. Hy gebruik nie 'n olyfpit nie, maar juis 'n mosterdsaadjie. Die kleinste van die kleinste. En daarom vandag nog steeds bring ons hierdie 2 punte bymekaar. Die woord van God, die saad wat gesaai word, en die koninkryk van God wat groei selfs vanuit die kleinste hoeveelheid van 'n mosterdsaadjie. Die kerk vra graag vrae soos: hoeveel? Hoe groot? Hoeveel lidmate het 'n gemeente? Hoe groot is 'n kerk? Jesus sê die koninkryk van God begin by 'n mosterdsaadjie. Die wêreld vra baie keer, hoeveel geld, hoeveel finansies, hoe sterk finansiëel, hoeveel finansiële krag lê daar werklik in 'n mosterdsaadjie? Hoeveel mense het bygewoon? Statistiek. Vanaf 'n kerkfunksie tot en met 'n kerkerediens, mense is bitter lief daarvoor om te vra, hoeveel mense het daar bygewoon? Dink maar net aan Nampo, waar die statistiek jaarliks gegee word, byna 60.000, byna 70.000 mense. Getalle.
Waar begin die koninkryk van God? 'n handjie vol mense. Hoe vinnig sien ons resultate? In vandag se tyd loop ons liewers in 'n kwekery in en koop reeds volwasse boom, eerder as om 'n saadjie te gaan plant. Maar Jesus sê, eerder dat die koninkryk van God begin reeds met 'n volwasse boom, begin die koninkryk van God met die grootte van 'n mosterdsaadjie. Daarom wanneer ons die vraag sou vra, hoe saai ons? Hoeveel saai ons? Hoe ver saai ons? Is my eie getuienis goed genoeg? As ons kyk na die wêreld en die mense wat op sosiale media 'n getuienis lewer, mense wat gered is van die dood, mense wat by die dood omgedraai het, mense wat weggestap het van onmoontlike ongelukke. Wat tel my getuienis dan? Want ons soek krag, ons soek kragtigheid, magtigheid in 'n getuienis. En tog gee die Here ons die vrymoedigheid om met 'n getuienis so groot soos 'n mosterdsaadjie te begin. Saai ek gereeld genoeg? Saai ek genoeg? Die vrae wat ons vra, bring 'n interne worsteling, bring 'n worsteling in die geloof, want hoe kan ek tog ooit soveel doen as ander mense? Hoe kan ek ooit tog so ver werk en soveel werk as ander mense? Gebruik Martin Luther as 'n voorbeeld. Die hoeveelheid dokumente wat Martin Luther geskryf het, die hoeveelheid geloofsleer wat Luther neergepen het. Vertelling van Luther sê dat hy sy hare vasgemaak het en aan die dak vasgemaak het met 'n tou, dat sy kop kan opbly, dat hy kan aanhou werk. Die hele Bybel vertaal het in Duits, die spreektaal van sy tyd. Minder as 4 ure 'n nag geslaap het, om die werk te kan doen wat hy moes doen. Luther was dalk verder gevorder, maar al wat God nodig het, is 2 mm, 'n mosterdsaadjie. En daarom kyk ons vandag na hierdie mosterdsaadjie aan die hand van 'n paar kernpunte. En die eerste kernpunt is Jesus. Jesus gee hierdie woorde aan die disippels. Die Here gee hierdie woorde nie aan die hele aardse bevolking nie, maar eerstens aan 'n paar disippels. 12 mense. Nie 'n skare van duisende nie. Hy vertrou 12 mense met hierdie woorde. En hierdie 12 mense het hierdie woorde geneem. Dit is geplant, dit het ontkiem en dit het gegroei. Dat selfs ons basies 2000 jaar later hierdie woorde kan ontvang. Ons wat vandag hier sit, meer as 12. Hoe het Jesus na hierdie aarde toe gekom? Die verwagting was 'n Messias wat gebore sou word in die paleis. 'n Messias wat dadelik die Romeinse juk, die onderdrukking, die absolute oorheersing van Rome, van Israel sou afwerk. Wat politieke bevryding sou bring. Wat vryheid sou bring aan die volk. 'n Groot boom is verwag. Wat het gebeur? Die Messias is gebore. Nie in die paleis nie, in 'n stal. Nie 'n groot begin waaroor digters gedig het, of die wyse manne selfs in die paleis kon aankom nie. Wyse manne moes hom gaan soek het,
in 'n stal. Die Here se begin is mosterdsaad klein. Die paleisamptenare het nie gesing oor die koning wat gebore is nie. Die herders het gekom. Die minste van die minste van die mense. Die kleinste gering. Jesus het groot geword, het opgegroei. En eers rondom by 30 jaar van ouderdom het die Here begin met die amptelike werk, sy openbare optrede. Maar weer eens het die Here nie begin by die koninklike paleis in Jerusalem nie. Hy het begin aan die kant van die see van Galilea. Hy het nie die hoogste gekwalifiseerde amptenare, die groot bo met die hoë lui, gaan roep nie. Hy het disippels gemaak van vissermanne, gewone mense, ongeskoolde mense. En so begin God se koninkryk, God se verlossingswerk, nie as hierdie magtige reuseboom wat uit die hemel uitval nie, maar 'n kleinste mosterdsaadjie wat geplant is, ontkiem en groei. Daarom wanneer Jesus sê aan die disippels, die koninkryk van God begin soos 'n mosterdsaadjie, is dit nie maar net woorde nie, maar dis die waarheid. Dit is die realiteit, dit is hoe dit begin het. 12 gewone mense ontvang die woorde van die Here. En later volg skares. Maar wanneer ons dink aan Jesus, dan weet ons ook nie almal het gehou van sy woorde nie. En daar is selfs geskree, kruisig hom, kap af, maak tot nie. Maar die koninkryk van God is reeds geplant in die harte van hom wat Jesus volg. Elkeen wat Jesus in die hart aangeneem het. En Jesus staan op uit die dood, want hierdie koninkryk, hierdie mosterdsaadjie wat gegroei het, kan nie tot niet gemaak word nie. Dit is werklik waar God se koninkryk. En Jesus vaar op na die hemel en vertrou die mens om verder te groei. Om die koninkryk van God te laat groei. En so weet ons dat hierdie paar manne wat die Here gevolg het, wel die boodskap uitgedra het, wel die evangelie, die blye boodskap verkondig het, dat hulle die saad gaan saai het wat Christus aan hulle gegee het. En die werking van die Heilige Gees het gemaak dat hierdie saad groei en ontkiem. En so sit ons, basies 2000 jaar later, aan die heel ander kant van die wêreld, en ons glo. Die geloof het gegroei. Hierdie mosterdsaadjie, die geringste, die kleinste het gegroei tot 'n boom wat vrug dra, wat self skuiling gee. Daarom 'n mosterdsaadjie. Moenie probeer om 'n reuse boom in die lewe te plant nie. Plant vandag 'n mosterdsaadjie. Moenie vandag probeer om die hele wêreld te verander of om die kerk te beredder of om die hele Bybel vandag deur te lees nie. Begin klein. Lees dalk een vers. 'n klein gebed. 'n klein daad van liefde. 'n klein woord oor Jesus. 'n student wat vandag begin om Jesus eerste te stel. 'n gesin wat vandag begin om die Bybel saam te lees. Die Here het nie groot bome onmiddellik nodig nie. Die Here vra dat ons 'n mosterdsaadjie sal plant vandag.
Die belangrike vraag, wie is verantwoordelik vir die groei? Die saaier het gegaan en hy het saad gevat, die beste, en die saaier het gegaan en hy het saad gesaai, so goed as wat hy kon, maar die saaier kon nie maak dat die saad groei nie. So neem ons ook ons mosterdsaadjie en ons plant dit, maar ons kan dit nie laat groei nie. Verwys graag na Paulus se woorde in 1 Korintiërs 3 vers 6. Ek het geplant, Apollos het nat gegooi, maar God het laat groei. Vandag nog steeds plant boere, en hulle plant die beste saad moontlik, maar 'n boer kan nie saad maak groei nie. Net God kan daardie wonderwerk laat plaasvind. Jesus self sê oor homself dat hy die saad is wat moet sterf sodat die geloof kan groei. Jesus het gesterf aan die kruis sodat die geloof kan groei. Ons plant ook daardie mosterdsaadjie in ons lewens en ons bid en ons wag in afhanklikheid van God en ons wag op die Gees van God dat daardie saadjie ook in ons lewens mag groei. Dit is baie keer frustrerend. Die juffrou stuur 2 boontjie sade huis toe. Plant dit en wys vir die dogters hoe dit groei. Maar dit groei nie oornag nie. Dis nie Jan en die boontjie rank se storie nie. Dit vat tyd, dit vat dae, dit vat 'n week voordat daardie boontjie saadjie begin om te wys, om groenigheid uit te beeld. Daarom in ons eie lewens moenie moeg word nie. Moenie moedeloos word nie. Jesus is gebore en het 30 jaar gevat voordat hy amptelik begin het met die werk waarvan ons lees in die Nuwe Testament. So ook ons geloof. Moenie oornag wonderwerke verwag nie. Moenie oornag verwag dat die hele wêreld gaan verander nie. Paulus het geplant. Apollos het nat gemaak en so moet ons week vir week ook nat maak. Maar net God kan laat groei. Hierdie mosterdsaadjie groei en Jesus beskryf dit as 'n boom wat groot word en die takke daarvan bied skuilings van die voëls vir die hemel. En hulle kom en hulle maak nes en hulle vind skaduwee en hulle vind skuilings. Hierdie mosterdsaadjie wat ons plant in ons gemeente, in ons eie lewens, sal ook so groei en groot word en skuilings bied. Gebroke mense sal tuis kom in die huis van die Here. Sondaars van buite sal binnekom en sal genesing vind, vergifnis. Studente kan inkom en rus kry. Kinders kan hulle self veilig vind. Mense kan ontmoet mekaar, maar ook so die Here. Wanneer ons hierdie saad plant in ons eie lewe, dan dra dit vrug ook vir ander. Gemeente, moenie dink jou geloof is te klein nie. Moenie dink dat ons nie 'n verskil kan maak nie. Moenie die krag van die koninkryk van God, die krag in gebed, die krag in smeking van die Heilige Gees onderskat nie. Moenie die invloed van vriendelikheid en nederigheid, diensbaarheid miskyk nie. Moenie dink dat ons getrouheid is maar net verniet nie. Bly glo, hou aan bid, hou aan lief hê, leef 'n diensbare lewe, hou aan getuig, hou aan leef tot eer van die Here. Wys Jesus se gesindheid aan elkeen wat na U kyk.
die liefde, die genade, die krag, die mag, die nederigheid van Christus. In Matteus 17 vers 20 staan die antwoord van die Here nadat die disippels by hom kom met 'n baie belangrike vraag. 'n Man bring sy seun om genees te word, maar die disippels kon hom nie genees nie. Nou vra hulle, Here, waarom? Waarom kon ons hom nie genees nie? En sê Jesus, omdat julle geloof te klein is. Dit verseker ek julle, as julle maar geloof het so groot soos 'n mosterdsaadjie, sal julle vir hierdie berg sê, gaan staan daar aanderkant, en hy sal gaan. Niks sal vir julle onmoontlik wees. Geloof so groot soos 'n mosterdsaadjie. Die kleinste van die kleinste, 2 millimeter in deursnee. Om vir 'n berg te sê, skuif. Geloof so groot soos 'n mosterdsaadjie wat geplant word in ons lewens om die kragtige dade van God bekend te word. Die koninkryk van God wat geplant is so groot soos 'n mosterdsaadjie. Die hele wêreld sou glo, as die Here die hemel oopgemaak het en al die engele na die aarde toe gestuur het en ons van die begin af kon sien soos wat Johannes in Openbaring vir ons beskryf. Dis nie hoe God dit doen nie. God stuur 'n mosterdsaadjie. 'n seentjie wat gebore word in 'n stad. 'n man wat op 'n kruis uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons ook kan groei. Sodat ons nie skaam hoef te wees as ons geloof dalk so klein is soos 'n mosterdsaadjie. Maar dat ons kan leef en kan groei, kan vrug dra. Juis soos daardie saadjie ontkiem en groei, ook in ons lewens. Amen. Kom ons bid saam en dan sing ons ook ons slotsang, Psalm 505 vers 1 en 4. Here, hoeveel keer kyk ons na ons lewens en ons is skaam. Ons kyk na ons geloof en ons sien net 'n beperkte hoeveelheid. Ons kyk na onsself en ons voel leeg. Here, vandag sê ons dankie dat U nie van ons emmers vol geloof verwag nie, maar slegs geloof so groot soos 'n mosterdsaadjie. Gee dat ons vandag dan ook hierdie saadjie sal neem en in ons harte, in ons lewens sal plant. Gee dat daar waar ons moeg is, ons kan kyk na U vir krag. Kyk dat daar waar ons pyn het, waar ons seer het, dat ons na U mag vra vir genesing. Here, daar waar ons bekommerd is, gee dat ons nie bekommernis in ons harte sal plant nie, maar geloof. Dat ons U bekommernis kan toevertrou. Dat ons bekommernis aan U kan oorhandig en oorgee. En sodat ons mag groei en leef en vrug dra. Here, ons bid vir ons gemeente. Net U weet wat ons nodig het. Ons bid vir ons land. Net U kan groei en lewe laat plaasvind. Ons kyk na die wêreld. En ons bid, Here, dat hierdie mosterdsaadjie so groot sal groei, dat die hele wêreld skuilings sal kom soek. Ook hier. Ons bid dit in die groot en heilige naam alleen. Amen.